Goeiemôre. Iewers lees ek van 'n ouma en haar kleinkind wie se grafte reg langs mekaar was. Wat 'n gesig, nê? Die datums op die grafstene spreek boekdele oor lewe en dood. Die ouma was 77, haar kleinkind slegs 6 ure oud. Sy het 21.600 sekondes geleef. Haar kleinkind so lank soos 'n gewone oggend in my en jou lewe. As die Here 'n mens 'n vol lewe gee, 'n vol jaar gee, is dit 31.536.000 sekondes, of moet ek sê geleenthede. Elke een van daardie sekondes is 'n kosbare geskenk uit God se hand. Die vraag, wat maak ek en jy daarmee? Wel, jy sal vir my kon sê, op hierdie oomblik luister ek na jou. Ja, en die res van die dag? Gebruik jy die sekondes om God lief te hê, met wat jy ook al doen, of om jou naaste te dien? Want dis waartoe die woord my en jou oproep. Ons hoor nie net Jesus daaroor praat in Matteus 22 nie. Die hele Bybel is vol verwysings oor tyd. Een van die bekendste dele is natuurlik Prediker 3, waar die wysgeer sê daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. Daar's 'n tyd vir alles. 'n Tyd om te praat, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lewe en 'n tyd om te sterwe. Daarom skryf Paulus in Kolossense 4 vers 5, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Ons kan tyd nie keer nie, sekondes stik verby, elke oomblik is jy 'n sekonde nader aan jou einde. Ek sê dit nie om jou angstig te maak nie, want ons tye is immers in God se hand, soos Psalm 31 sê. Ek noem dit vandag dat ek en jy die lewe sal gryp. Die Latynse spreek is mos carpe diem, dit beteken gryp die dag. Nou daar is 'n jeugsorgsentrum in Bloemfontein met die naam. Wie ook al daarop besluit het, wou 'n boodskap in die naam vir die kinders los. Gryp die geleenthede wat jou gebied word aan. Ja, die lewe het jou 'n slegte hand gedeel, kan jy sê, maar wat gaan jy daarmee maak? Maak 'n sukses van jou lewe, neem goeie besluite. Dit is soos ons partykeer dink en sê, die lewe deel my en jou ook kaarte uit wat ons nie soek nie. Ons kry teenspoed, ons word siek, daar kom ongeluk of 'n ramp tref ons, krisisse. Maar daar is genoeg genade sodat ons nie hoef te gaan lê nie. Ons weet nie hoeveel sekondes ons oor het nie. Miskien word ek en jy 77, dalk is ons al daarby verby. Dalk het ek en jy net nog 6 ure oor, wie weet, net God. Ons bid. Soos Moses in Psalm 90 bid ons, Here, ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is 80, dit gaan so gou verby. Ons vlieg na ons einde toe. Leer ons daar so gebruik dat ons wysheid bekom.